Kyk, so een ou het nou die dag vir my gesê, as ons net 'n normale jaar kan kry, nê. Nou, in my 20 plus jaar wat ek nou al in landbou is, het ek nou nog nooit daai ding gesien nie, nê. Dit is totaal en al. Ek het al 3 Yetis gesien, maar 'n normale jaar, daai ding bestaan nie, nê. Okay, so, wat gebeur? Dan reën dit te min, dan reën dit te veel. Alles op een slag, jy weet hoe gaan dit nou, nê. Okay, as jy nou soek vir innovasie, moet jy nou by Rudolf uitkom, check gou daar. Ons is hier op 'n droë land, nê? Nou lê daar 'n pyp. Wat? Waarmee is hy besig? Rudolf, hoe gaan dit? Goed en self, Choopie. Nee, doodstil rustig. Okay. Nou die blou slang wat nou hier agter jou lê, nê? Verduidelik my nou eers, waarmee is jy besig? Kyk, dit is maar 'n besproeiing. Ja. 'n Besproeiing wat jy... Maar jy's nou besig om droë land te besproei. Want kyk, as ek nou hier gaan kyk, hier's nou niks anders op nie. Nou wil jy net vir my hierdie sê, hierdie pyp met daai ou paar gaatjies wat nou hierso is. Daar is hy sommer toegemaak met 'n sojablaartjie. Ja. Jy kan dit nie... En wat jy kan doen is of jy kan hom sommer net 'n sakkie insit, nê? So wat jy hier gemaak het. Ja. Right, maar kan nie letterlik hier trek hom uit en dan gee ek hom nou dubbelstroop, nê? Ja, en daar loop hy omtrent 800 meter plus af in die voortjie. Okay, Elke tweede ry. maar hoe werk dit nou, nê? Want hoe kry ek hom nou laat hy actually afloop die kant toe? Kyk, so jy het jou rye en dan het jy nou jou gewone skoffeltjie wat jy vat. Ja, Jy sit op elke tweede ry sit jy vir hom 'n aartappelskaartjie op yes. en jy trek jou voetjies deur. Okay, wag, so wat jy nou vir my, ek moet nou net hierdie storie nou mooi verstaan, nê? Okay, hierso het ons nou, kom noem dit nou maar die middelkant, en aan hierdie kant trek jy 'n voetjie af, nê? Yes. En aan hierdie kant trek jy dan nou 'n voetjie af, okay? Ja. So dis nou daai skotteltjie. En dan maak hy nou vir hom basically 'n kanaaltjie, as ek dit so kan stel, nê? Daar loop die water. En dan gaan hy nou af hierdie kant toe, tot daar onderkant. En hy gee vir al twee daai rye gee hy water. En so ja, so hierdie twee suig hy daai uit en hierdie twee suig hy daai besigheid uit wat daar van daai kant af kom. Yes. Okay. Nou sê gou vir my, nê. Nou het jy nou niks beter om in die aande te doen nie. Waar het jy nou aan die plan gekom? Man, Choopie, ja. Kyk, ek het die konsep gesien en geleer by die Amerikaners en ons het nou maar dit gevat en verbeter en verander vir ons Suid-Afrikaanse omstandighede. Ek meen, hier staan ons nou by 'n land wat ons die water 800 meter ver af in die voetjies laat afloop en ek meen, ons pomp die water seker 1,5 km ver nou plus in die pyp en dit werk baie effektief. En die ander ding is ook, ek meen vir my as 'n jong boer wat nie altyd toegang het tot groot kapitale insette nie, is hierdie regtig waar 'n redding eintlik. Ek meen ek verseker my oes. En op die einde van die dag as 'n saaiboer is dit maar wat 'n ou wil. Dit is waarna 'n ou streef is om net ten minste jy wil net weet jy kan daarom volgende jaar weer plant. En die ander ding ook, ek meen dit vat 3 na 4 ure om die pyp in te sit en as die water reeds in die bokant van die land is, om voetjies te trek afhangend van hoe groot jou skoffel nou is. Maar ja, dit kan nie langer as 2 dae of 'n dag vat om net jou voetjies te trek nie. So binne 3 dae dan loop die water en jy maak nat. Maar okay, wat is die hoofdoel agter hierdie ding nie? Soos ek dit verstaan, dis nie noodwendig om nou besproeiing te gaan vervang nie. Hierdie is as ek hom so kyk, dis 'n aanvullende besigheid om te sê, vat nou hierdie jaar spesifiek nie as 'n voorbeeld. I mean, jy's hier Koppies area. Julle het 'n klein huisie vol reën gehad tot en met middel Desember. Ja. En toe is daar absoluut niks tot einde Januarie toe nie. Ja, so in daai tydperk het ons nou hierdie lands 1 keer nat gemaak. En dit lyk asof hy nou al van die begin van die seisoen af nat gemaak word. En hy's 1 keer nat gemaak met die op hierdie manier. En jy kan sommer sien, hulle weet nie eers van die droogte nie. Dit is nou vrek droog nou alweer. So en hulle weet nie eers van die droogte nie. So dit is om hom
daai een keer of 2 keer wat jy hom nat maak, gee vir jou oes. As dit nou weer kom reën, sit ons die pompe af en ons stroop 4 ton plus. Gepraat van pompe. So watse pomp het jy dan nou op hierdie ding wat hom basies voed, as ek dit so kan stel? Kyk, alles werk op lae druk, Ja. hoë volume. So jy gaan kyk nou so 5000 liter water per uur per Ja. hektaar minimum, afhangend van jou land se hoe ver die water nou moet afloop en hoe ver ons die water nou pomp. Hierdie water word nou letterlik, dit is maklik seker, ek dink amper is 'n kilometer en 'n half tot op die verste Ja. punt wat ons nou pomp. So So dis nie gemaak vir klein lyntjies nie, jy kan stoot. jy kan die water stoot, maar dan kort jy die regte pyp. So as ek vir jou, hoe groter die pyp, meer volume is, hoe verder kan jy die water stoot. Op die kleiner pyp vir groenteboere, korter afstande. Kleiner lyntjies kan jy ook dan nou basies doen. Yes. Okay, en wat ek neem aan is ook baie keer ouens wat hy is by 'n rivier, hy het 'n bietjie water, maar nie so baie nie. Hier's 'n lekker goedkoop oplossing hoe jy actually die goeders kan nat kry. Ja, en hy maak hom 1 of 2 keer nat en daar gat hy. So dis ja. En okay, ek dink nou sommer net die Wes-Vrystaat, nê. Men veral waar dit nou so baie gereën het. Die ouens het nou het hulle hierdie panne, nê, wat daar so staan met 'n klein huisie vol water in, Ja. nê. Jy kan letterlik 'n pomp met 'n generator daar gaan neersit Ja. en trek daai water uit en as jy daai 2-3 weke wat jy nie reën het nie, dan buffer jy die goed en jy skoor maklik 1 ton, 2 ton 'n hektaar op die einde van die dag. Verseker, en hy betaal hom dadelik. Ek het nou al so ver ook met ander besighede wat ons ook wat die pompe en die goed aanbetref. Diesel engines is regtig, dit is iets om na te kyk. Ja, Ek het hierdie Deets engines wat loop op tussen 80 en 120 liter in 24 uur, afhangend van die grootte van die pomp wat daarop is. En maar dan gooi hulle massas water. So vir so 'n ou wat nou 'n groot pan het of wat ook al wat hy hom gou een keer net wil nat maak. Ek meen daai pompe kan jy, ek het hulle meeste van ons het ons nou self gebou, maar die ander besighede wat ek nou in kontak oor die tydperk wat die goed nou vervaardig met 'n 3 maande waarborg als. Jy kyk na so 50-60 000, dan is dit 'n 6-inch pomp ja. en ek meen jy gaan hom net suction pipe bykoop, ingooi, start en dan gaan jy. En dan hardloop jy. So Okay. Ek neem aan jy het nou al die huiswerk gedoen. Jy kan vir my sê hoor hierso, jy het soveel pype nodig en dit is hoe dit werk en as ek vir jou sê hoe my opset lyk, nê. Nee. ja. Kyk, wat ons doen is ons kyk op Google Earth se program. Ja, So jy stuur vir my jou location van jou land en dan evalueer ons, dan kyk ons, want kyk die groot ding, elke ding het maar sy catch, nê. ja. So as jy nou die pyp gaan insit op die een kant van die land. Hier pomp ons nou baie ver af, omdat dit nou so ver afstand is, werk dit. Baie mooi. Maar as jy die water moet van die bokant van die land af moet oppomp, dan gaan dit glad nie werk nie. So daarso is die een ding. So jy moet die water in die bokant van die land kry, wat gewoonlik baie kostes is. Ja, Maar dis ander pype wat jy moet gebruik om die water in die bokant te kry, maar van daar af, as jy in die bokant is om afdraand te gaan, ons sit brieke onder die pyp in, so dan briek ons die water, sê elke 20 meter of so, dan daai 20 gate wat in daai rigting is, tot by die briek, hulle gooi presies dieselfde. Die volgende 20 meter tot by die briek gooi presies dieselfde. So om afdraand te gaan is bitter maklik en dit gaan jou baie goedkoop uitwerk om en los ek dan nou die pyp sommer nou net hierso, rol hom net die einde van die seisoen op. Kan ek hom skuif na ander lande toe of is dit maar beter dat elke land sy eie pyp het wat jy het op die einde van die dag? kyk, oor hierdie tydperk wat ek het nou al gedoen het ek nou gesien 4 jaar is wat dit my nou hou. In Amerika en in al die ander plekke wat hulle dit ook gebruik is, hulle sit in en haal dit weer uit en hulle doen dit nou maar 1 keer 'n jaar. Ja, Maar ek kan vir jou sê 4 jaar by my hou dit nou en ons gaan nou weer 'n keer. So sit hom onder die grond, maak hom toe, bly sommer daar, want ek sê nou al dit werk nie om hulle stoor toe te vat nie. Die goed val af van die wa af en dit is net prakties, dit vat te veel tyd. nou okay.
Kyk, is nou soos 'n kunsmismas wat nou by my kom en dan wil hy nou goeders aan my verkoop, nê. Gaan die bietjie water nou regtig actually 'n verskil maak? Het jy proewe gedoen al op hulle? Yes, Choopie, ons het al regtig dit wat ons nat maak, stroop ons verskriklik baie. Julle kan kyk op die foto's wat ons nou gaan wys op die skerm. So jy sien, hierdie sojas is maar hulle is 2 keer nat gemaak. En dit is hoe hulle lyk. Hulle soek nou 'n derde keer omdat dit nou so droog is, maar hulle is regtig ek weet nie of ons onder 5 ton hier gaan stroop nie. En hulle is maar 2 keer nat gemaak. So Right. Ek soek nou van die pyp. Hoe maak ek? Hoe vinnig kan ek dit kry? Want nou is al baie ouens wat nou droogte het en hy soos luister, ek soek nou van die pyp. Het jy nou beskikbaar of hoe werk die goede? kyk, ons het redelik baie voorraad in stok nou. So ek sal voorstel kry 'n klein stukkie van 110 of 150 meter. Begin met 'n klein stukkie en sien self. Sien is glo. En dis hoekom ons hierdie video ook maak, is om maar net te wys dat dit actually dit werk. So kry 'n stukkie begin en dan is jy gewis jouself sommer van die system en al daai goed dat ek vir volgende jaar my beplanning in plek kan kry. Dan vir volgende jaar wat hulle nou praat van die droogte wat op pad is. O Johan van der Berg, ek hoop maar hy's verkeerd. Ek ook. Maar ja, in 'n besigheidsperspektief sal ek voorstel kry nou dit klaar in plek en begin, want as jy eers gesien het wat jy moet sien, dan gaan jy besef, hoorie, ek moes al lankal begin het en ek moes lankal in kontak gekom het met ons. So dit is eintlik waaroor dit gaan. Nou moet vroeg begin sodat jy teen die einde van die seisoen dat jy deur alles gedraf het wat jy op die ouene wil. Jy wil nie nou is die beste tyd om te begin. Nie volgende jaar nie, nou. Right, so, dit is Rudolf hierso van Koppies Af. Kyk, ek love dit sê ouens innoverend is, nee, maar wat nice is daai konsep is al getoets en beproef in Amerika. Kyk, en as julle wonder wat daai is, nee, hy het nie met 'n muisond gespeel nie. Die pomp het hom beet gekry daar aan die agterkant. So, luister die liedjie bo vir onder, daar sy nommer. Jy sien, ek het nog die sak hier by my, nee, wag, gaan gooi. Hierso, daar's Rudolf se nommer. Gee vir Rudolf 'n likeie en dan kan jy dalk net daai droogte by jou breek.